Die skrif in konteks, deel 4, die heilige verbond vervolg. Ons het in deel 3 gesien dat die vors van die Grieke, afkomstig uit die stam van Jafet, Jerusalem verower het. Hy het die brandoffers en slagoffers laat ophou, die wet van Jahwe verbied en ook teen die heilige verbond en die vleeslike besnydenis opgetree. Baie is gedood omdat hulle nie na die vorse opdrag geluister het nie en steeds Jahwe se wet, Sabbat en die besnydenis onderhou het. So is Daniël se profesie in die tyd van die Makkabeërs vervul. Soos Daniël ook in Daniël 7 vers 25 geprofeteer het hy godsdienstige feeste, Jahwe se feeste en die wette van Jahwe probeer verander. Diegene wat die bevel van die vors aanvaar en hulle rug op die wet van Jahwe gedraai het, is daarom aan sy mag oorgegee. En so het hierdie vors ook Daniël 11 vervul, en hy het ook teen die heilige verbond opgetree, die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig. En die wat goddeloos teen Jahwe se verbond afvallig geword het, het hy gevlei en nie gedood nie. Nou vandag gaan ons dieper delf en ons gaan kyk, wat behels die heilige verbond? Soos ek vroeër in die reeks gesê het, sien ons dat die heilige verbond die verbond met Abraham was. Nou hier sien ons dat die verbond behels om verlos te wees uit die vyand se hand en Jahwe sonder vrees kan dien. Dis behels die heilige verbond vrede van ons vyande. Nou kom ons kyk, waar was die heilige verbond met Abraham gesluit en watter ewige verbond dit was? Ons het ook in deel 2 van die reeks gesien dat die aarde vernietig gaan word omdat hulle die wette, die insettinge en die ewige verbond verbreek het. Dis word die goddeloses van die aarde ontwortel omdat hulle Jahwe se verbond verbreek het. Dis gaan ons kyk na die belofte van hierdie heilige verbond, naamlik van vrede, en wat gaan gebeur as ons nie die heilige verbond nakom nie. En ons gaan sien wat werklik die heilige verbond is. Nou ons het gesien in Genesis 17 dat Jahwe 'n ewige verbond, let wel, 'n ewige verbond. Dit is nie 'n tydelike verbond wat hy met Abraham gesluit het nie. Dus as jy beweer jy is deel van Abraham se nageslag, beteken dit dat jy steeds verbind is aan hierdie verbond. Want die verbond is met Abraham en dit behels van geslag tot geslag. Dus as jy sê die ewige verbond is nie op jou van toepassing nie, dan beteken dit dat jy nie 'n kind van Abraham is nie. Dalk is jy dan van Jafet. Nou ook baie belangrik, en kyk mooi na vers 8, en ek sal vir julle 'n Elohim wees. Waar het ons nou weer daardie woorde gehoor? O ja, in die belofte let wel van die nuwe verbond, en dit is presies dieselfde woorde. Jahwe sal vir ons 'n Elohim wees, dus sal ons sy volk wees. Nou wat gebeur as ons van die verbond en die insettinge afwyk? Jeremia 31 vers 36. As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek Jahwe, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees voor my aangesig vir altyd. Dus as Jahwe nie meer aan sy verbond dink nie, sal ons as 'n volk vergaan. En dus hoe lank dink Jahwe aan sy verbond met Abraham? Psalm 105 vers 8. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte. Let wel, 1000 geslagte. Tans was daar nog nie eens 150 geslagte op die aarde van Adam tot nou toe nie. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan Isak, wat hy ook vir Jakob as insettinge bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond. Let wel, steeds 'n ewige verbond. As sy verbond weggevat was, sou ons nie bestaan het nie. Jahwe verander nie. Dit is die wêreldse vors wat verander het en hierdie verandering ingebring het. Die wet, die feeste en die ewige verbond afgestel het. Nie Jahwe nie. Nou wat behels die verbond met Abraham wat 'n ewige verbond is? Ons gaan aan met Genesis 17. Let wel vers 10. Almal wat manlik is, moet besny wees. En baie belangrik, dit is 'n teken van die verbond tussen Jahwe en ons. Net soos die Sabbat 'n ewige verbond en ook 'n teken is, so is die besnydenisverbond ook 'n ewige verbond en 'n teken. Nou as baie Israeliet gelowiges beweer die besnydenisverbond is vervul en afgeskaf, hoe kan hulle dan nog die Sabbat wil onderhou? Want hoe kan een ewige verbond wat 'n teken is tydelik wees, maar die ander ewige verbond wat ook 'n teken is, nou steeds van krag wees, van vir ewig? Dit maak mos nou nie sin nie. Nou baie interessant, en ons moet nou mooi oplet. As jy nie vleeslik besny is nie, word die siel uit sy volksgenote uitgeroei, want hy het Jahwe se verbond verbreek.
Dis word die persoon of mense uit die land geroei. Dis dieselfde wat gebeur aan die einde, waar die 7 engele met die laaste 7 plaag kom, en daar kom 'n groot aardbewing, en dan word 2/3 van die mense hier en daar uitgeroei. En dit is waaroor Jesaja 24 geprofeteer het. Nou voordat die volk in die beloofde land kon ingegaan het, moes hulle paspoort gehad het. Dit wil sê hulle moes besny gewees het. En hier in Josua 5 het hy die mense besny voordat hulle in die land kon ingaan. En dit is presies in lyn met Jesaja 52. Kom ons kyk Jesaja 52 vers 1. Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer kom nie. Dis wat Jahwe verlang, dat almal 'n eenheid word en in sy heilige stad en heiligdom kan ingaan. Nou baie interessant, Jesaja 52 gaan oor die nuwe Jerusalem, en dit is 'n profesie oor die einde. En let wel, daar mag geen onbesnedene, dit wil sê vleeslik of onreine, onbesnede van hart inkom nie. Is daar nou nog 'n getuie om hierdie skrifvers aan te vul? Ja, daar is. Jesegiel 44 vers 9. So spreek die meester Jahwe, geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees mag in my heiligdom ingaan van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie. Nou baie mense beweer ons is heidene, en dit wil sê ons is nie deel van die volk van Israel nie. En hier sien ons dat die Israeliete, en let wel die uitlanders wat onder Israel is, besny moet wees, van vlees en van hart. Hoekom? Want dit is steeds 'n ewige verbond en dit teken van geslag tot geslag. Jahwe verander nie. En so sê Openbaring dieselfde aan die einde, net op 'n verdraaide manier, want die vrymenselaars sit agter die vertalers. Maar let wel, net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Het jy deel aan die lam? Is jy in verbond met hom? En kan jy van hom eet? Want een wet geld vir die vreemdeling en die inwoner van die land, om van die lam te eet. Dus as jy van hom kan eet, dan is jy mos ook in sy boek aangeteken. Want jy is deel van hom, jy is deel van die bruid, want jy is in 'n verbond met hom. Dus as ons deel van die verbond is, sy wet, insettinge en verordeninge onderhou, dan is ons in 'n eenheid, of jy die inwoner van die land is, of die vreemdeling, ons kom in eenheid met Jahwe. Nou interessant sê Paulus, self dat Yeshua 'n dienaar was van die besnydenis, en Yeshua het die beloftes aan die vaders kom bevestig. Natuurlik verwys Paulus met hierdie gedeelte na Lukas 1 vers 72 en 73. Maar waar sien ons het Yeshua die vleeslike besnydenis verkondig? Nou hier moet ons mooi tussen die lyne lees. Johannes 17 vers 22. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Let wel, ons moet saam die Vader en Yeshua een word. En as ons net weet, dit is om in sy weë te wandel, dan beteken dit, ons is in verbond met hom, ons is in ons hart en vlees besny, ons kan in sy heiligdom ingaan, ons is nie buite nie, en val nie onder die wat uitgeroei moet word nie, want ons is deel van hom. Maar as ons van sy weë afgewyk het, het ons nie olie in ons lampe nie, en ons sal soos die 5 dwaase maagde buite wees. So kom ons kyk hoe die heilige verbond beskryf, hoe ons regtig deel van hom kan wees, en tekendraers sal wees van sy verbond. Nou hier moet ons gaan soek, en as ons soek sal ons vind in die buitebybelse boek, wat die vyand verberg gehou het vir ons, en dit is die boek van Jubileum. Nou Jubileum 15 gaan oor die dag toe Jahwe met Abraham die heilige verbond en ewige verbond gesluit het. So kom ons lees gou saam met my. Jubileum 15 vers 26. En elkeen wat gebore word, waarvan die vlees van die vooruit nie op die 8ste dag besny is nie, behoort nie onder die seuns van die verbond nie, wat die meester met Abraham gesluit het nie. Want hy is van die seuns van wat? Van vernietiging. Daar is geen teken op hom dat hy die meestersin is nie. En sy eindbestemming is om vernietig te word en om te vergaan en vanuit die aarde ontwortel te word, omdat hy die verbond van die meester, ons Vader, verbreek het.
Let wel, daar is nie 'n teken op hom dat hy aan Joshua behoort nie. En so met die verwoesting in Jesaja 24 is sy lot om van die aarde ontwortel te word. Dus kan hy nie in Jahwe se teenwoordigheid kom nie, want hy het die verbond verbreek. Nou breek Jahwe hulle. Onthou julle hoe Joshua gesê het, ons moet een word? Nou kom ons kyk gou mooi hierso, Jubileum 15 vers 27. Want al die engele van die teenswoordigheid en al die engele van volmaaktheid was so geskape van die dag van hul skepping af. En net soos die Meestervader die engele van die teenwoordigheid en die engele van volmaaktheid toegewy het, so het hy ook vir Israel toegewy dat hulle let wel saam met hom en sy volmaakte engele behoort te wees. Let wel, die engele was in volmaaktheid so geskape. Hoe geskape? Dit wil sê sonder 'n vooruit. En hulle was in sy volmaaktheid toegewy en so wil Jahwe hê ons moet saam met hom en sy volmaakte engele in hierdie eenheid kom. Ons moet een word. En dit is wat Joshua bedoel in Johannes 17 vanaf vers 22, saam met hom en die Vader een word. Sien julle dit al? Besef julle dit? Gaan daar nou nog nie 'n liggie aan nie. Ons lees verder in Jubileum 15 vers 28. En jy, van jou kant af, beveel die kinders van Israel om die teken van hierdie verbond in elke geslag as 'n reël vir altyd te bewaar. Dit is nie vir tydelik nie. Sodat hulle nie vanuit die aarde ontwortel word nie. Die bevel is bindend op al die seuns van Israel. Dit is deel van die verbond wat hulle moet waarneem. En hier waarsku Jahwe ons dat as ons nie die heilige verbond van die besnydenis toepas nie, behoort ons nie in hierdie land nie en ons sal van die land uitgeroei word. Dit wil sê die verwoesting aan die einde van die dae in Openbaring se verwoesting asook van Jesaja 24. En let wel, die verbond is soos in Genesis 17 van geslag tot geslag en dit is bindend op die volk van Israel. En dan vanaf vers 30 sien ons besny Ismael en Esau ook. Maar Jahwe het hulle nie in sy teenwoordigheid toegelaat nie. Alhoewel hulle ook aan Abraham behoort, want Jahwe het nie 'n verbond met hulle nie. En baie belangrik vers 31, het Jahwe dwaalende geeste aangestel oor die volke om van hom af te wyk. En dit is soos die volk van Jafet, se kinders wat gekom het om Israel op die proef te stel. Nou kom hulle en hulle stop die wet, die feeste en die vleeslike besnydenis en hulle verdruk die volk van Israel. Baie struikel want hulle dien nie Jahwe met hulle hele hart en hulle siel nie en versaak sy verbond en hulle word slawe van hierdie wêreld en word onbesnede. Dus was hulle beproef en hulle het nie die beproewing weerstaan soos Matteus in 1 Makabeërs hoofstuk 2 nie, wat opgestaan het en die onbesnedenis van die volk met geweld besny het nie. Want hy het geweet die einddoel om die besnydenis te versaak is die ontworteling uit die land. En dus het hy probeer om dit te verhoed en uiteindelik het hulle die Grieke die met die dwaalende geeste oorwin en het die land behou. Waar is ons vandag? Ons is buite die land afgesny van Jahwe se heiligdom. Nou hoe waarsku Jahwe ons nou in Jubileum 15? En ons weet dat as ons sondig teen die apartgestelde gees, is daar geen vergifnis van sondes nie. So kom ons kyk wat sê Jubileum 15, as ons teen hierdie heilige verbond sondig, of daar vergifnis sal wees. Jubileum 15 vers 33. Maar ek waarsku jou, dit is 'n waarskuwing, luister mense, jou dat die seuns van Israel nie hierdie voorskrif sal hou nie. Hulle sal ook nie die seuns volgens hierdie wet besny nie, want alhoewel hulle self besny is, sal hulle die besnydenis van hulle seuns verwaarloos. En die ongelowiges, almal van hulle, sal hulle seuns onbesnede laat, net soos hulle gebore was. En groot sal die meester se gramskap wees teen die seuns van Israel, omdat hulle sy verbond verlaat het en van sy woord weggekeer het. Dit is woorde wat uit sy mond uitgegaan het, waarvan hulle afkeer. En hom geterg het en geminagting vir hom getoon het, deur nie die voorskrif waar te neem ten opsigte van hierdie wet. Want hulle het hulle lede soos die heidene behandel en sal van die land verwyder en ontwortel word. Let wel nou mooi, luister nou mooi wat hulle hier sê. En alhoewel daar begenadiging en kwytskelding vir alle sonde is, sal hulle nooit vir hierdie oortreding kwytgeskeld of vergewe word nie. Selfs nie eers in ewigheid nie. Eina,
Let wel, hulle sal nooit vir hierdie oortreding kwytgeskeld of vergewe word nie, selfs nie eers in ewigheid nie, want hulle het hulle lede, hulle geslagsdeel, soos die van die heidene gehou. Dit wil sê, daar is nie 'n teken in hulle vlees dat hulle aan Jahwe behoort nie, en hulle einddoel is om vernietig te word en van die aarde ontwortel te word, want daar is geen vergifnis vir die wat sondig teen die heilige verbond nie. Want hulle het al weggekeer van Jahwe se verbond en dit verontagsaam en hom geterg, en so sal Jahwe hulle verteer aan die einde, sodat hierdie aarde sal val en nie weer sal opstaan nie, en so sal min mense oorbly. Besef julle dit al, dat dwaalende geeste oor ons geheers het, dat ons van Jahwe se wet, verbonde en feeste afgewyk het. Dis as jou kerk of enige Israel-prediker vir jou sê, jy is nie meer onder die wet, die feeste is nou vervul en die vleeslike besnydenis is afgeskaf, dan weet jy, dis die gees van dwaling. Want jy sal leef van elke woord wat uit Jahwe se mond uitgegaan het, en sy wet, sy feeste en sy besnydenis, sy sabbat ensovoorts het uit sy mond uitgegaan. En as jy nie daaraan geluister nie, sal jy nie lewe en ontwortel word en geen vrede sal jy hê nie. So wees gewaarsku, kies die lewe dat jy kan lewe. En wanneer ons hierdie woorde ter harte gaan neem en ook besef dat die vloeke van Deuteronomium 18:20 steeds oor ons kom vandag, en as jy na Jahwe bekeer met jou hele hart en siel, dan sal hy ons weer versamel en ons sal as 'n eenheid die beloofde land as besnedenis weer betree, en dan word die nuwe verbond vervul, want dan is Jahwe in ons midde en hy sal vir ons 'n Elohim wees. Maar vandag sal dwaalende geeste Paulus aanhaal en beweer dat ons nie meer hoef te besny nie. Maar wat van al hierdie bogenoemde skrifverse wat ek in konteks aangehaal het? As ons nou Galasiërs 5 so verstaan dat die besnydenis nie meer van toepassing is nie, gooi ons eintlik al hierdie skrifgedeeltes oor die eindtyd op sy. Wanneer ons egter alles bewaar, dit reg in konteks saamvat en Paulus se hart en sy bedoeling verstaan, dan val alles mooi in plek. Ons gaan in deel 5 verder aan en gaan na Paulus se sogenaamde teenstrydighede deeglik in konteks met die skrif bespreek. Bly asseblief ingeskakel. Dit is van groot belang dat ons in eenheid kom, die dwaalende en misleidende geeste toets en hulle onder ons volksgenote verwyder en by die volle waarheid uitkom. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom. Die aarde bewe, omdat mense die ewige verbond vergeet het. Maar Jahwe vergeet nie. Nooit sal hy sy verbond vergeet nie. Van geslag tot geslag staan uw woord vas. Uw verbond wankel nooit, Jahwe. Die wêreld verander uw waarheid, maar u bly dieselfde vir ewig staan. U het Abraham geroep by die nasies en Kanaän beloof as 'n ewige deel. 'n teken in die vlees, 'n teken van eenheid, dat Israel aan u behoort. Die wêreld spot met u verordening, hulle verander tye en feeste om. Maar die volk wat hulle Elohim ken, sal staan wanneer die aarde skud rondom. Wie sal ingaan in uw heilige stad? Wie sal staan voor uw aangesig? Net die wat wandel in uw waarheid en hul harte voor u buig. Uw heilige verbond staan ewig vas. Jahwe, uw woord sal nooit vergaan. Wie dit verag sal ontwortel word, so strooi wat wegwaai in die wind. Maar die wat luister na uw stem, sal lewe en die land besit. Want u roep 'n volk in eenheid saam, om saam met u vir ewig te leef. Joshua het al voorberei,
voordat al die land kon ingaan. Met klipmesse by die heuwel moes elke man voor Jahwe staan. Geen onbesnedene van hart of vlees mag in uw heiligdom inkom nie. So spreek die meester Jahwe self, uw waarheid verander nooit nie. Die dwalende geeste fluister leuns, het sie vervul of afgeskaf. Maar elke woord uit uw mond gespreek bring lewe of bring oordeel af. Ontwaak o Sion, trek jou sierlike klere aan, die bruidegom staan voor die deur. Hou olie brandend in jou lampe, laat waarheid weer ons harte kleur. Uw heilige verbond staan ewig vas, Jahwe, uw woord sal nooit vergaan. Wie dit verag sal ontwortel word, so strooi wat wegwaai in die wind. Maar die wat luister na uw stem, sal lewe in die land besit. Want u roep bevolk in eenheid saam, om saam met u vir ewig te leef. Daar is geen vergifnis vir die wat die verbond verwerp. So spreek Jubileum 15, en groot is Jahwe se gramskap. Hulle het alself soos die heidene gemaak, en sy teken verag. Daarom sal hulle ontwortel word, wanneer die vuur van oordeel val. Maar ons kies vandag die lewe, ons buig voor u aangesig neer. Besny ons harte, Jahwe, maak ons weer heilig voor u. Een met die Vader, een met die Seun, een met uw Gees, soos die engele van lig. U in ons, en ons in u, dat ons volkome een mag wees. O Yahshua, hey, hey, ha, 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 ha. Oh, uw heilige verbond staan ewig vast, geen mens kan dit ooit verander nie. Nooit sal u uw verbond vergeet nie. Tot 1000 geslachte lang versamel ons uit al die nasies, bring ons terug na uw heilige land, dat u ons Elohim mag wees, en ons vir altyd uw volk. Halleluja, halleluja. Die verbond staan steeds, Jahwe verander nie.